Kobus, nou verlede week het ons nou gepraat oor verliefdheid en hoekom twee mense op mekaar verlief raak en die lekkerte daarvan, maar verliefdheid gaan in 'n stadium verby en dan dink ek is dit vir baie mense 'n teleurstelling. Hoekom gaan, maar jy sê dit is nie noodwendig 'n teleurstelling, dit is die regte ding wat gebeur. Hoekom gaan verliefdheid in 'n stadium verby en wat gebeur dan? Verliefdheid se doel is nie om vir ewig daar te bly nie. Verliefdheid is net 'n fase in 'n verhouding om twee mense wat verskillend is by mekaar uit te bring. So, hoekom mens nie in verliefdheid moet bly nie, is wat in verliefdheid gebeur is, soos byvoorbeeld as iemand nou hulle emosionele lewendigheid verloor, dan herken mens in iemand anderster, iemand wat emosioneel is. Maar dan projekteer jy jou hele hart op iemand anders. Jy ken iemand met 'n goeie hart, maar jy het nog nie jou eie emosies leer uitdruk nie. En daardie projeksie of daardie illusie van jy het die hart en ek het die kop, of jy die krag en ek het die sensitiwiteit en saam is ons 'n mens. Daardie leuen moet verbygaan. Mens kan nie permanent in 'n leuen leef van ek sal nooit my eie hart kan terugkry, ek sal nooit my eie speelerigheid of my eie verantwoordelikheid kan terugkry nie. Dis nie die doel van verliefdheid nie. Dis net om twee mense by mekaar te bring en dis hoekom dit moet verbygaan. Daar is niks fout in jou verhouding as die verliefdheidsfase verbygaan. Inteendeel, jy is besig om verder vorentoe te beweeg in die proses van verhouding. Maar hoekom is party mense verlief en die verhouding werk op die ou ende glad nie uit nie. En dit is eintlik beter vir albei dat die verhouding nie uitwerk nie. Twee ander mense is verlief, die verliefdheidsfase gaan verby, daar's twis en twee stryd, maar uiteindelik is hulle tog vir mekaar bedoel, hulle wil by mekaar bly en hulle leef gelukkig saam. Ja, die volgende fase, as 'n mens nou klaar is met verliefdheid, is die punt waar verliefdheid eindig, is op die punt waar jy sê, weet jy is so lekker saam met jou, ek wil vir altyd by jou bly. Dis commitment rondom iets soos, julle kry saam 'n kind, of julle trek saam in, of as mens nou verliefdheid nou 'n finale doodskoot wil gee, moet mens voor die kansel gaan staan, en jy moet sê vir altyd en altyd, maar daardie woorde, vir altyd en altyd, is op een of ander manier die teken, wat die PA laat sak, die endorfine laat sak, wat rooi vreeslik rooi laat lyk en mooi vreeslik mooi laat lyk. En skielik begin mens uit die illusie uittreë van saam is ons twee heel mens. En dan kom daar 'n fase op in 'n verhouding wat ons noem 'n magstryd. Nou die magstryd is die plek waar mens as die endorfine sak, is amper soos 'n ou wat begin nugter word. Dat hy kom uit sy dronkenskap, hy het nou lekker gesing, maar nou word hy nugter. Nou sê weet, is skaam om te sing. En soos die twee mense nugter word, kom daar twee goed op. Die een ding wat opkom is, mens kom agter jy is nie meer ander helfte nie. Jy het 'n hart, maar is nie my hart nie. So op die plek waar ek dink baie snaaks word jy baie kwaad, en op die plek waar ek opgewonde is, dink jy dit is sommer net ligsinnig. So mens kom agter ons is nie mekaar se ander helfte nie. Maar die ander deel wat mens ook begin agterkom, is iets is weg. Nou dis nogal 'n skok dat die verlore deel kom skielik op, maar jy sien hom nie in jouself, jy sien hom in jou maat. So Armanita se skok was toe ons verliefdheidsfase verby is, ek dink so 2 dae na ons troue, is dat sy het agtergekom dat ek kan dink en ek kan doen, maar ek gebruik nie my hart nie. En dat ek het nie arms nie. En die moment as daardie verlore deel opkom, is daar so iets van mense prentjie uit jou kinderdae wat skielik opkom. As jy as kind alleen was, dan kom hy alleen weer 'n keer op. As jy as kind versmoor was, dan kom hy versmoor weer 'n keer op. En dan kom die magstryd op. En in die magstryd wat dan gebeur is dat mense begin sê nee wag, ons het by mekaar gekom vir heel wees, want die verliefde is nog varsie agter ons. Ons wil graag heel volledige mense wees. Nou begin mense sê ons is een, maar nou is die probleem hier's twee totaal verskillende realiteite by mekaar. Nou so wie is die een? En dan is die stryd, daar is een, maar ek is die een. En die stryd dan is om die ander een se realiteit te ontken. Sê jou manier van dink werk nie. Jy moet word soos ek, of jou manier van voel werk nie. Of as mens nou regtig ver beklei, dan gee jy self in en sê jy goed, my manier werk nie, kom ons word soos jy. Maar iewerster moet iemand ophou bestaan en die magstryd kom dan in. En dis 'n baie hartseer plek in 'n verhouding. Is dit dikwels ook die plek waar mense dan besluit, weet jy, hierdie ding werk nie vir my nie. Jy is eenvoudig nie die persoon vir my nie, ek loop nou. Nog nie. Ons veg nog 'n lekker geveg. Ons doen dit op verskillende maniere. Amper soos verliefdheid. Party mense word intens verlief. Hulle kan net hulle oë uitsien nie. Hulle kry nie geleef sonder mekaar nie. Ander mense is net in 'n lekker rustige vriendskap, so half 'n tuisgevoel. Die magstryd is dieselfde. Party van ons gooi goed rond en ons bou atoombomme en ons doen wrede goeters. Party van ons het baie beskaafde stiltes.
Is daai verliefdheid nodig om 'n verhouding te hê, net om weer terug te gaan na die verliefdheidsfase? Want baie mense, soos jy nou net gesê het, raak verskriklik verlief en ander mense raak amper, hulle kom as vriende by mekaar en hulle bly eintlik vriendelik. Dit hoef nie intens te wees om te kwalifiseer vir verhouding nie. As jy nie ons doen dit verskillend. Ek wil amper sê hoe meer jou projeksie is, hoe intenser is jou verliefdheid. Dat hoe minder jy in kontak is met wie jy is, hoe groter gaan jou verliefdheid wees. Ek praat nou so 'n bietjie lelik van verliefdheid, daar's baie mooi goed oor verliefdheid ook, wat regtig baie mooi is vanuit die teorie ook. Maar hoe meer jy in kontak met jouself is, sal ek amper sê, hoe minder intens is die energie van ek kan nie sonder jou nie. Daai gevoel van afhanklikheid, van simbiose gaan baie minder wees. So daar is nie fout as jy nie intens verlief was nie. Maar daar's wel 'n passing, daar's wel 'n gevoel van ek is tuis, of ek is saam, of ek behoort. Maar wat van mense wat glad nie jy weet, jy kry jy kry 'n paartjie en hulle vriende sê, hierdie twee mense pas glad nie by mekaar nie, dis goed dat hulle twee die verhouding verbreek is. Maar tog was daar hierdie verskriklike verliefdheid gewees. En dikwels hou dit ook net vir 3 maande. Jy sien die magstryd in die verliefdheidsfase is 2 kante van presies dieselfde projeksie, of 2 kante van presies dieselfde munt. Die projeksie in die verliefdheidsfase is, as ek aan jou vashou, is ek perfek. In die magstryd staan hier dieselfde projeksie net andersom. Die magstryd sê, ek het 'n groot probleem in my lewe, en dis jy. As ek net vir jou kan ontslaa raak, dan's ek perfek. En dis alles 'n illusie. Want 2 mense kom spesiaal by mekaar, 2 verskillende mense kom by mekaar, om die onafgehandelde versorging van lewe te kom afhandel, sodat ons in ons volle vreugde en in ons volle ontspannendheid kan lewe. Maar daarvoor, dit help nie ander mense moet namens my voel nie, ek moet begin voel. Ek moet eie verantwoordelikheid vat. So in verliefdheid projekteer ek net my hart op Anita, en in magstryd projekteer ek net my ongemak met emosies op Anita. So, hoe intenser jou projeksie in verliefdheid is, gaan jy natuurlik vreeslik verlief wees, maar jy gaan daai selfde intensiteit in jou projeksie ook omslaan in die magstryd van, daar's groot fout met jou. So mense wat vreeslik verlief raak ook nogal in intense magstryd betrokke. Want hulle projeksie is net meer intens, maar dis nie 'n fout nie. Wat ons in die maag agterkom, dis net die verskil, en daar's 'n deel van ons wat nie verskil kan hanteer nie. En as jy nie verskil kan hanteer nie, as jy nie 'n ander kan ontmoet nie, dan's verhouding baie moeilik om in te leef. En ons wil so graag in verhouding leef, maar daarvoor moet mens die vermoë ontwikkel, jou verhoudingsintelligensie ontwikkel, om 'n ander te kan ontmoet soos wat hulle is, wat anders as jy is. En dis nou waar die harde werk inkom, nee. En dis waar die harde werk inkom. So wat gebeur nou nog tydens hierdie magstryd, en as jy sommer 'n paar voorbeelde ook kan noem en hoe mense dit dan nou oorkom? Wat gebeur in die magstryd is, daar gebeur op 'n hoe jy hom herken, daar gebeur op 'n energievlak heel eerste iets, is dat een begin energie of lewendigheid ontplof. So hulle huil vreeslik, hulle praat baie. Hulle het jou nie lief nie, hulle is reg rondom jou. Hulle bel jou 10-12 keer 'n dag by die werk. Dis alles is net ontploffend. Die ander kant van daai patroon is die energie word geimplof, of die lewendigheid word na binne toe gerig. So hulle begin minder praat, minder doen. Ons spot altyd in die werkswinkels met die een word 'n halstorm, die een word 'n skilpad. En dit word dan die interaksie. En die een, hoe meer die een sy kop terugtrek, hoe meer gaan die ander een halstorm. En dit word dan die patroon. Die ander deel wat gebeur is dat ons registreer mekaar as gevaar, as vyand. Daar's 'n deel in ons brein wat werk met oorlewing. Ons sien dit kom net in reptiele voor, daardie deel van die brein. Die reptiel deel van ons brein werk net om te oorleef. Hy kan net gevaar herken. Die verste wat hy kan dink is iets gevaarlik of is iets nie gevaarlik nie. Maar hy het nie die opsie van 'n ander of van 'n mens nie. So sien reptiele leef byvoorbeeld nie in verhouding nie. Daar's nie ouer-kind verhoudings of mannetjies en wyfies nie. Daar's ook nie passie nie. Ek weet nie of mense al ooit 'n slang sien dans het of 'n krokodil sien sy wyfie vryf nie. So hulle is nie in koneksie nie, en hulle is ook nie in lewendigheid nie. En die ongeluk is die magstryd in opdag, dan registreer ons mekaar as pyn, en ons registreer mekaar as vyand, en dan sak ons in ons bewuslikheid af na ons reptielbrein toe. Hy sit hier agter in ons kop, net so bokant ons nek, so baie klein dingetjie, hy so groot soos jou duimnaal. En ons volle lewendigheid, of ons volle verhoudingsinteraksie word vanuit daardie oorlewingsdeel van ons brein gerig. En dan word ons lelik. Dan jy herken jouself nie in die magstryd nie. Dis regtig, jy gaan 'n reptiel breinvlak toe. Dis 'n oer instink. Is eintlik vreeslik interessant om mense of onsself dop te hou in daardie fase.
En dan sê en doen ons goeders wat nie deel van ons waarheid is nie, wat deel van ons oorlewing is. So as jy nou vanaand luister en jy is iemand wat af en toe sulke lelike goed sê, dan moet jy weet dis normaal. Jy hoef nie in die magstrydfase. In die magstrydfase. Maar dit moenie aanhou nie te lank aanhou nie. Dis wat ek ook net daaroor wil sê, is dat die magstryd is 'n baie belangrike plek. Dis nou 'n wonderlike idee om te sê dat die agenda van liefde is om twee mense terug te bring na volledige lewendigheid toe. Maar waar begin ons? En die magstryd is presies die proses wat twee mense so ongemaklik maak op presies die regte plek om te sê waar is jy onversorg en wat is weg. Dat mense na die magstryd is volledig ingelig oor hulle is alleen en hulle het 'n maat nodig. Hulle is onsigbaar en wil weer sigbaar word. Hulle voel onbekwaam, hulle wil weer hulle bekwaamheid terugkry. En die magstryd is 'n intelligente proses. Dis nie 'n bose, lelike fout of iets vreesliks wat ons daaroor wil sê nie. Die magstryd is 'n verskriklike belangrike proses wat mens moet ingaan. So mens hoef nie te voel jou verhouding is verby as wanneer die magstrydfase begin nie. Verseker nie. Dis eintlik die begin van die goeie